Goeiedag Garsfontein Geloofsfamilie. Hier begin ons met 'n nuwe kwartaal en 'n nuwe kwartaal tema. Ons het hierdie jaar gefokus op die Here wat elkeen van ons uitnooi, kom na my toe. Ons het gekyk na wie dit is wat ons nooi, na hoe hy ander mense genooi en geroep het. En ons het gekyk na hoe dit is wat ons na hom toe kan gaan. Hierdie kwartaal kyk ons na die hoekom. Hoekom vra hy vir ons om na hom toe te gaan? Wat gebeur wanneer ons daar is? So half 'n wat kry ons wanneer ons na hom toe gaan? En vandag gaan ons kyk na sekerlik die eerste en die belangrikste ding wat ons kry. Waarvoor hierdie uitnodiging van ons is. Die Here nooi ons en sê, kom na my toe, want ek gee lewe. Ek het groot geword met die woorde, carpe diem, seize the day. Daar word baie vir ons gesê, jy moet elke oomblik aangryp. Die lewe is kort, en daarom moet jy iets doen daarmee. Ons het dit hier in die gemeente, die afgelope ruk regtig besef. In die afgelope 3 weke, het ons 4 begrafnisdienste gehad. En dan sien 'n mens, hoe kort is die lewe? Die lewe is regtig baie vinnig verby. En dit laat 'n mens wonder oor hierdie tydperk wat jy op aarde is. Enige begrafnisbrief het altyd 'n begindatum en 'n einddatum. Maar ons weet natuurlik die belangrike deel is daai streepie tussenin. Wat het jy gedoen met jou lewe? Nou in Afrikaans praat ons net van lewe, maar in Grieks is daar 3 verskillende woorde wat ons vertaal met lewe. Die eerste woord is bios. Dit is jou fisiese liggaam, jou lyf wat hier sit, jou brein, hare en jou sproete en die persoon wat jy lewendig rondstap. Party mense het 'n baie goeie bios gekry. Ons het dit die afgelope ruk met die Olimpiese spele gesien. 'n Tweede woord vir lewe is psyche. En weer logies, dit is jou denke, jou verstand, dit wat binne in jou is. Party mense het 'n baie sterk psyche gekry. Mense soos Albert Einstein, aan wie ons onmiddellik dink as ons dink aan om slim te wees. En ons weet dat hierdie 2 tipes lewens is albei nodig. Iemand kan die een verloor en hy kan verlam wees, maar hy het nog steeds sy denke. Andersom kan dit ook wees. Ons sien baie in hospitale dat iemand breindood verklaar word. Sy psyche is nie meer lewendig nie, maar sy bios lewe nog. Maar in die Bybel word daar gepraat van 'n derde tipe lewe, Zoe. In Engels is dit die naam Zoe, wat lewe beteken. En hierdie tipe lewe kom van God af. Hierdie is nie die lewe wat jou ma vir jou gegee het die dag toe jy gebore is nie. Hierdie is die lewe wat Jesus Christus vir elke gelowige gee, die oomblik wat jy tot bekering kom. Die oomblik wat jy in hom glo, kry jy die Zoe lewe. In Johannes veral word hierdie woord baie gebruik. En ons gaan vandag sommer na 'n paar tekste gebruik in Johannes, waar hy hierdie woord gebruik. Kom ons lees saam uit Johannes 10. Ons lees vanaf vers 7. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Wanneer Jesus hier praat, dan bedoel hy nie 'n fisiese lewe nie. Hy bedoel nie jou aardse lewe nie. Hy het dit ook vir ons gegee, maar hier praat hy oor soveel meer as dit. Hy sê die wêreld kom en gaan en hulle steel eintlik jou lewe. Die ware lewe, die ewige lewe, dit ontvang ons by Christus. Mag elke een van julle hierdie lewe van jou koester. En mag jy die beste daarvan maak, nie omdat die lewe so kort is nie. Juis, die lewe is ewig. Maar omdat hierdie lewe van ons kosbaar is,
en ons die ewige lewe by Christus ontvang het. Amen.